Goeiedag, my naam is Franco Creer. Ek is 'n kandidaat-prokureur by Johan Cronje Prokureurs en Eiendomme in Stilbaai. Vandag bied ek graag die nuutste uitsending van Ken jou regte aan, waarin ons graag behulpsame brokkies kennis met Fynbos Radio luisteraars deel met die doel om oorbodige papierwerk en dispute uit die lewe uit te hou. Tydens vandag se praatjie brei ons graag uit op die veelvoudige uitsendings rakende boukontrakte en konstruksiereg oor die algemeen. Hierdie uitsending fokus weer eens op minder bekende kwessies wat dikwels tot groot hoofpyne in ons kliënte en regskringe oor die algemeen se lewens lei indien hul nie behoorlik aangespreek word nie. Ons fokus spesifiek op die volgende 5 kwessies. Nommer 1. Titelakte en verblyfsreg kwessies. Nommer 2. Gesamentlike eienaarskap dispute. Nommer 3. Eisende rakende latente defekte. Nommer 4. Konstruksiebefondsing probleme. En nommer 5. Die korrekte registrasie van servitute. Ons eerste onderwerp bespreek kwessies rakende titelakte en verblyfsreg probleme. Soos ons almal weet, is die fisiese beginpunt van enige bouprojek die relevante land self. Ten spyte van die uiterste belang hiervan, sal baie Suid-Afrikaners nog steeds begin bou op grond waarmee daar uitstaande probleme is rakende die titelaktes daartoe of die verblyfsreg van die huidige inwoners. Hierdie probleem is nog meer algemeen te vind in informele nedersettings of gemeenskaplike eienaarskap areas soos deeltitelskemas. Vir praktiese voorbeelde, dink aan gebiede waaroor tradisionele stamme nog praktiseers, informele nedersettings waar erwe nie behoorlik gesoneer word en of waar titelaktes nooit oorgedra was na die nuwe eienaar nie, of bloot deeltitelskemas vir die mede-eienaars nie te bedag is op hul mede-eienaars se regte nie. Nou, hoekom maak dit saak? Sonder behoorlike oorgedrade titelakte kan u nie munisipale goedkeuring kry vir bouplanne nie goedkeuring kry vir finansiering vanaf banke nie, en u kan uitsettings of slopingsaansoeke en verrigtinge moet teenstaan. Ingevolge die Aktes Registrasiewet en die Wet op die reëling van grondtitels, moet jy altyd seker wees dat die land korrek gesoneer is en jy eienaarskap en die akteregister korrek reflekteer. Wanneer jy grond koop, onthou altyd om 'n kopie van die titelakte by u aktevervaardiger aan te vra om seker te maak dat geen alternatiewe grondgebruike of servitute daaroor geregistreer is nie. 'n Verbasende aantal huiseienaars is nie bewus daarvan dat informele oordragte, soos om 'n erf te koop met 'n handskrif en 'n verbale ooreenkoms, geen beskerming van die wet geniet nie. In landelike gebiede en informele nedersettings word sekere grond ook dikwels uitgewys en toegeken vir bouwerk. Maar tensy hierdie allokasie geformaliseer is en sodoende geregistreer is by die aktekantoor, geniet dit geen formele beskerming nie. Indien die relevante eienaar dan later hierdie erf wil verkoop of in hulle boedel aan 'n erfgenaam oorlaat, kan dit dikwels jare se vertraging of regsgevegte veroorsaak. Die tweede kwessie waaroor ons vandag gesels is gemeenskaplike eienaarskap en saamboudispute. Baie Suid-Afrikaners belê saam daarin om huise te bou, oftewel dit nou vriende, familie, eggenote of paartjies mag wees. Hierdie gesamentlike droom mag egter baie vinnig 'n nagmerrie raak indien daar geen geskrewe ooreenkoms is rakende eienaarskap aandele en verantwoordelikhede nie. Terwyl baie terspraaklike detail hierin uitgelaat word, kan die gemeenereg in die afwesigheid van 'n geskrewe ooreenkoms op hierdie kwessie die volgende gevolge dra. Een party kan 'n groter aandeel eis as wat die partye bedoel het, of kan selfs die verkoop van die eiendom teweegbring. U kan ook betrokke raak in duursame litigasie in terme van tyd en geld, rakende geldelike bydraes of verblyfregte. Dit is ook belangrik om die nalatenskap in gedagte te hou.
Wat gebeur as een van die mede-eienaars skielik oorlede is? Wie sal dan hul aandeel erf? Sonder 'n geskrewe ooreenkoms kan hierdie situasie lei tot dispute met familielede wie nooit enigsins by die projek betrokke was nie. As u saambou aan 'n projek, is dit belangrik om 'n mede-eienaarskap ooreenkoms te onderteken, wat duidelik uiteensit wie wat besit, wie betaal vir wat, en wat gebeur as een party hul aandeel wil verkoop of sou sterf. Moet nie op bondelingse ooreenkomste in hierdie geval staatmaak nie. Die laaste, maar uiters 'n belangrike wenk, is dat 'n gesamentlike boulening in sulke gevalle mees moontlik beide partye ten volle aanspreeklik hou vir die totaliteit van die skuld en nie slegs vir eie helfte nie. As een persoon dan nie sou betaal nie, sal die ander die hele leningbedrag moet terugbetaal. Maak seker dat u finansiële reëlings tref vir sulke situasies. Die volgende kwessie is latente defekte en verjaringstydperke. 'n Latente defek is 'n fout in die bouwerk wat nie dadelik opsigtelik of uitkenbaar is tydens 'n normale inspeksie nie. Algemene voorbeelde sluit in krake onder oppervlaktes, stygende waterdamp in mure en strukture of defektiewe waterdigting. Die Suid-Afrikaanse reg plaas tydslimite op die reg om te eis vir sulke defekte. Ingevolge die Verbruikersbeskermingswet en Verjaringswet moet die eis gemaak word binne 3 jaar van die ontdekking van die latente defek. Indien u bouer en projek met die Nasionale Residensiële Huisbouraad geregistreer is, kan u ook eis vir sulke defekte binne 6 maande, 'n jaar of 5 jaar, afhangend van die oorsaak en natuur daarvan. Baie huiseienaars laat die bogenoemde tydperk verstryk, omdat hulle nie bewus is van hul regte nie. Hou noukeurige rekords van alle defekte sodra hulle kop uitsteek, stel u bouer in kennis en volg enige formele regsadvies wat u dalk mag ontvang. Wees ook laastens bedag daarop en keer dat die bouer enige klousules in die kontrakte insluit wat hul aanspreeklikheid in die verband beperk of ten volle uitsluit. Die volgende kwessie raak aan befondsingstekorte en uitbetalingsdispute tydens bouprojekte. Om u projek te befonds deur middel van gefaseerde betalings deur die bank is 'n algemene verskynsel, maar dit kom ook met risiko's. Vertragings in uitbetalings, ongekoördineerde tydslyne en swak projekbestuur kan lei tot duur suspensie of terminasie van bouwerke. Suid-Afrikaanse banke vereis dikwels vorderingsinspeksies voordat gelde in terme van boulenings vrygestel word, en as die bouer te veel spandeer en of te min en te stadig bou, kan dit die hele projek tot 'n stilstaan bring. Dispute gebeur dikwels wanneer bouers beweer dat hulle 'n fase klaar gebou het, maar die banke stem nie saam nie, en huiseienaars kan dan ook vir volledige werk geld moet opdok. Ons sou die volgende stappe aanraai om u te beskerm. Verseker eerstens dat die bouer en die projek met die Nasionale Huisbouraad geregistreer is en stel 'n onafhanklike projekbestuurder of bourekenaar aan om die vordering aan die bouprojek te meet voordat betalings plaasvind. In sekere gevalle kan miskommunikasies tussen die bank, bouer en huiseienaar lei tot vertragings aan die uitbetaling van hierdie bedrae. U kan 'n prokureur of ander professionele kantore aanstel om gelde in trust te hou en slegs uit te betaal wanneer alle nodige magtigings ontvang is om hierdie probleem te verhoed. Dit mag dalk lei tot effense verhoogde uitgawes, maar verskaf 'n hoë vlak deursigtigheid en beheer wat kostelike litigasie kan vermy. Die laaste kwessie wat ons vandag bespreek, is die gevolge van die gebrek aan korrek geregistreerde servitute
oftewel gebruiksregte. In residensiële ontwikkelings deel aangrensende huiseienaars dikwels dieselfde motoroprit. Dit is die beste praktyk om hierdie gedeelde gebruiksreg te formaliseer deur 'n servituut. Sonder 'n geregistreerde servituut mag u dalk toegang verloor tot gebruik van sekere gedeeltes daarvan, indien u buurman hul toestemming sou terugtrek. Selfs tot sulke mate dat hulle 'n onwettige eiendomsbetreding of oorlas interdik teen u kan bekom. As u dus afhanklik is van die gebruik van 'n ander party se eiendom om toegang tot die eie eiendom te kry, is dit belangrik dat hierdie gebruiksreg formeel deur 'n aktevervaardiger in plek gestel word, ingevolge die vereistes van die Akteregisterwet. Hierdie kwessie mag dalk selfs meer belangrik wees in private landgoedere en dorpshuiskomplekse, waar gedeelde spasies volop is. Indien 'n gebruiksreg vir alle inwoners nie formeel geregistreer is nie, mag die huiseienaarsassosiasie dalk nie die wetlike gesag hê om dit af te dwing nie, wat mag lei tot ernstige gevolge en kostelike litigasie indien die partye nie tot 'n kompromie kan kom nie. En daarmee staan ons weer aan die einde van nog 'n uitsending van Ken jou regte. Onthou dat spyt altyd te laat kom en onkunde nie 'n verskoning is in die regswêreld nie. Maak seker dat u deegliks beplan, rekords hou en regsadvies uitsoek tydens u volgende bouprojek. In die komende weke begin ons ook graag om episodes voor te berei en aan te bied in nuwe regsvelde, met 'n klem op die moets en moenies van sosiale media gebruik in terme van die wet. Moet nie daarop uitmis nie. Skakel gerus volgende Dinsdag om 11:00 die oggend in vir die volgende uitsending van Ken jou regte en besoek enige tyd die webtuiste en Facebookblad van Johan Cronje Prokureurs en Eiendomme vir betroubare regsadvies. Bly ingeskakel op Fynbos Radio vir nog interessante uitsendings en geniet die dag verder. Baie dankie.